Ek groet die gemeente vanoggend met die woorde van Hebreërs 10 vanaf vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Yeshua op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n grootpriester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte besprinkel, gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Kom ons sluit die oë. Ons getroue Vader, dankie dat ons in hierdie oggend kan opkyk na U, en dat U trou vir ons 'n skild en 'n pantser is. Dankie dat U die ewige ek is, wat nooit laat vaar die werke van die hande nie, maar wat vir ons leer dat U die skepper is, dat U die onderhouder is, en dat U ook die een is wat sê, kyk, ek maak alles nuut. Vader, vanoggend wanneer ons harte seer is as gevolg van die gebrokendheid van hierdie wêreld, van ons sonde, wanneer ons na ons eie lewe kyk, en daar soveel foute is, soveel tekortkominge. Dank ons hier dat ons in hierdie oggend hoop het. Dankie dat ons die belydenis van ons hoop onwankelbaar kan vashou. Yeshua, Messia, ons groot hoëpriester wat vir ons die weg gebaan het, wat self die weg is en wat deur sy vlees vir ons die voorhangsel geskeur het, sodat ons vanoggend met vrymoedigheid, met volle geloofsversekerdheid tot U kan nader. Dit is die gebed van ons harte vanoggend, Vader, dat ons 'n offer aan U sal bring, 'n offer van 'n hart wat volkome op U gerig is, dat ons as gemeente saam as 'n eenheid U sal aanbid, in gees en in waarheid, dat daar in ons harte die vrede sal heers, maar ook 'n vurige liefde sal wees, liefde vir U en 'n liefde vir mekaar, 'n liefde vir U woord en 'n liefde vir U heerlikheid. Word verheerlik in hierdie oggend, Vader, in Yeshua se naam. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Hartlik welkom aan elkeen wat hier is. En dit voel altyd snaaks as ek 'n week of 2 of 3 weg was, om weer terug te wees. Dis 'n groot voorreg om hier die woord van Jahwe te kan breek en te bedien. En ek wonder of ek kan onthou ons laaste boodskappe. So aan die einde van laas jaar, begin van hierdie jaar, kan u dalk amper miskien dalk onthou, waaroor het ons gesels? Die heerlikheid van Yeshua, kennis van sy heerlikheid. Onthou jy in Korintiërs? Ek gaan dit noem vir die wat nie hier was nie. Paulus skryf in sy tweede brief aan Korintiërs, in 2 Korintiërs 3, vers 18, en dit was die hele doel van die boodskap. Hoekom wil ons kennis van sy heerlikheid hê? Wel, 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van Jahwe aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur Yeshua wat die Gees is. Hoe groot is dit nie? 'n uitnodiging, 'n verantwoordelikheid om sy heerlikheid te aanskou. Wat gebeur hoe meer ons sy heerlikheid aanskou? Ons word verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid. Nou wil ek vir u vra, wat is die heerlikheid van Jahwe wat ons moet aanskou? Ons gaan vanoggend 'n bietjie 'n onderskeid tref, en ons gaan in praktyk 'n bietjie gesels rondom Yeshua se eerste teken in Johannes hoofstuk 2. Kan u dit dalk so uit die vuis uit onthou? Wat was die eerste teken? Jongspan? Pragtig limerie, water en wyn wat verander word. Nou ja, kom ons blaai soontoe. Johannes hoofstuk 2. Johannes, 4de boek in die Nuwe Testament. 'n besonderse weergawe van die evangelie. Die Bybelkommentare en die mense wat moeite doen met Bybelstudie noem Johannes die allerheiligste. Dit is so ryk, dit is so diep,
Die ander 3 evangelies noem ons die synoptiese evangelies, omdat synopties beteken sin, is saam opties, om saam te kyk na die verhaal van die wonderwerk en die gebeure van Yeshua. Maar Johannes is bietjie op 'n ander invalshoek. Nou lees ons Johannes hoofstuk 2, vanaf vers 1 tot 12. En op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. En die moeder van Yeshua was daar. En Yeshua en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Yeshua vir hom, hulle het geen wyn nie. Yeshua sê vir haar vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Judeërs 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Yeshua sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, het hy nie geweet waarvandaan dit was nie. Maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens het eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie eerste een van sy tekens het Yeshua te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Daarna het hy na Kapernaum afgegaan, hy en sy moeder en sy broers en sy disippels, en hulle het daar nie baie dae gebly nie. 'n Besonderse gebeurtenis. Wat sien u raak? Wat hoor u? As dit dalk 'n maand of 2 voor jou troue is, hier's 2 paartjies, dan sien jy die bruilof. Hier's 'n bruilof. Maar wat sien ons in hierdie gedeelte? Vers 11. Hierdie eerste een van sy tekens het Yeshua te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Dis waaroor ons vanoggend bietjie wil gesels. Hy het sy heerlikheid geopenbaar hier in Kana. Nou heel in die begin wil ek hierdie sinsnede sê en ek sal dit later meer verduidelik. Daar's 'n verskil om die teken te sien, die wonderwerk te sien, en om die heerlikheid raak te sien. Baie mense het die tekens van Yeshua gesien. Die skare het dit gesien. Maar bitter min het die heerlikheid gesien, wat hy geopenbaar het. Want wanneer jy die heerlikheid sien, lees ons en hulle het geglo. Tekens is maar net daar vir sensasie, vir baie mense, om oor te praat. En dit is 'n patroon wat ons in die evangelie van Johannes kry, ook met die vermeerdering van die brood. Baie het geëet, baie het die teken gesien, baie het hom gesoek as gevolg van die teken. Maar Yeshua openbaar homself op 'n vlak waar hy sê, maar ek is die brood van die lewe. Julle moenie werk vir die spys wat vergaan nie, maar vir die brood van die lewe wat die seun vir die mense julle sal gee. Hier is 'n absolute groot onderskeid in die evangelie. Wat sien jy raak? Baie mense, godsdienstiges, sien die tekens, hulle sien die Bybel, hulle sien die verhale, hulle lees van Dawid en Goliat. Dit is maar net die oppervlakkige, wat sien jy? Maar as die heerlikheid van Jahwe in jou geopenbaar word, werk het geloof. En dit is net gereserveer vir sy uitverkore kinders, aan wie hy homself openbaar. Nou voor ons bietjie na die detail gaan kyk, wil ek net so 1 of 2 opmerkings oor hierdie gedeelte maak. As ons die boek Johannes probeer indeel, sê Yeshua was hier en hierdie lering of wonderwerke, daar's baie verskillende indelings en dit is moeilik, maar hier is ietsie wat duidelik uitstaan, baie duidelik. En dit is hier die eerste wonderwerk in Kana en die tweede wonderwerk in Kana. Van hoofstuk 2 vers 1, kyk gou saam met my, het ons nou begin lees, en tot by hoofstuk 4 vers 54, hoofstuk 4 vers 54, dit is nadat Yeshua die koninklike beampte se seun gesond gemaak het, en ons weet dit het in Kana gebeur, want Johannes 4 vers 46 sê vir ons dat Yeshua het weer in Kana gekom. Ons het gelees, hy het uit Kana weggegaan en toe daar klomp goed gebeur, toe kom hy terug na Kana en Johannes 4 vers 54 sê, hierdie tweede teken weer het Yeshua gedoen toe hy uit Judea
verskoon toe hy uit Judea in Galilea gekom het. En dit was in Kana. So in hierdie gedeelte gee Johannes vir ons merkers. Hier was 'n eerste teken in Kana, klomp goed het gebeur, en hier is 'n tweede teken in Kana. Nou wat is dit wat tussenin gebeur het? Is daar vir ons 'n duidelike, helder verband? Nou wil ek eers 'n bietjie vir u vra, wanneer laas het u in Johannes gelees? En as ons onlangs daar gelees het, wanneer laas het ons op een aand in een stilte tyd Johannes 2, 3 en 4 saam gelees? Sien, dit gebeur nie maklik nie. En dis hoekom ons die verbande mis, want ons lees net klein stukkies. Want as ek net hy gevoel kry my gewete, ek kan maar gaan slaap, ek het genoeg gelees. Toe ek klein was, byvoorbeeld 'n kolommetjie of van opskrif tot opskrif. Is dit so? Jongspan, tieners, dit is so, kom ons wees eerlik. Ons baken vir onsself net so 'n gedeeltetjie af en dis daarom goed genoeg. Ons mis baie. Die woord van Jahwe is ryk. Dit is groot. Jy gaan dalk tekens raak lees, maar jy gaan die heerlikheid mis. Daar's 'n openbaring van sy heerlikheid. Nou wat kosbaar is, in Johannes 2 tot daai gedeelte, is daar 'n spesifieke tema rondom nuut maak. Iets wat nie was nie, maar wat nou gebeur. Kom ons vat eers een ding vir een ding. Ons tema is Yeshua het sy heerlikheid openbaar. So blaai gou terug na Johannes 1 toe, net die vorige hoofstuk. En ons sê vir mekaar iets rondom hierdie besondere evangelie. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord. Nou soos wat klink daai versie? Soos watter ander teks in die Bybel klink dit? Genesis 1 vers 1, in die begin. Nou dit is baie interessant. In die begin, in die Ou Testament lees ons van die skepping, die fisiese. En wanneer Johannes die evangelie skryf, wys hy en jy kry daai ondertoon, jy hoor daai selfde woorde, maar op 'n geestelike vlak. Op 'n totale nuwe openbaring, naamlik Yeshua self. Onthou dit. Hoekom sê ek so? Ek gaan vir julle 3 voorbeelde gee. Hierdie vers in die begin, in hierdie selfde hoofstuk praat hy van die lig wat vlees kom word het. In Genesis 1 lees jy van die ligte wat skyn. En dan in Johannes 5:17 sê Yeshua, ek werk en my Vader werk ook. Waar jy in Genesis die skepingsverhaal kry van die werksweek. 6 dae het hy gewerk en 7 dae gerus. Waar Yeshua dan spesifiek sy genesing en wonderwerk op Sabbat doen om te wys, maar daar's nog werk om te doen. Dis 'n ander skepping. So ons kan eintlik ook oor hierdie boodskap skryf, kyk ek maak alles nuut. Het gaan oor vernuwing. Het gaan oor iets wat nie was nie, maar nou is. So ek wil jy moet gou saam met my na 5 dinge kyk. Die eerste ene is die water wat wyn word. Nou gaan baie van ons sê, maar dis net 'n teken. Dis net 'n teken, waar daar was 'n tekort aan wyn en onthou, hulle het nie die distillasieproses van vandag gehad nie, dit was baie flouer, baie. Dit was amper 'n mengsel so skooldrank gewees. Dit is maar net, daar was 'n verleentheid. Yeshua het maar net al hierdie verleentheid gehou. Hulle was so, dalk was dit familie, sy vrou, ma's genooi en daar was disippels genooi en op daai stadium weet ons uit hoofstuk 2 uit, dit is maar Nathanael en die 2 broers, Petrus, hulle was so 5 disippels. Dit was maar net 'n bruilof. Nee. Kyk, Yeshua se antwoord, as Yeshua vir hom, sy ma vir hom vra, daar kort wyn, hoofstuk 2, vers 4. Yeshua se ma, Maria het vir hom in hoofstuk 2 vers 3 gevra, hulle het geen wyn nie, en Yeshua sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Vreemde antwoord. Nou weet ek in Afrikaans is dit nou baie hard. Hy sê vir sy ma, vrou, wat het ek met u te doen? Nou daar is 'n klein probleem met taal oor te brug, selfs in Engels kry hulle nie die korrekte nuance uit. Dit was nie disrespekvol nie. Dit was net 'n aanspreekvorm waar Yeshua sy goddelike sending, homself distansieer van familiebande. Kan jy onthou op 'n stadium waar Yeshua se moeder en broers hom gespreek het, gesien het, toe kom hulle by die huis waar hy besig was, toe sê die mense vir Yeshua, die moeder en die broer is buite. Toe sê hy, wie is my moeder en my broer? Hy wat die wil van die Vader doen. Die is my moeder en my broer. Onthou julle dit?
Yeshua het baie keer om losgemaak van sy menswees en sy goddelike sending, die fokus en die klem op sy goddelike sending. Wie is sy moeder en sy broers? Hulle wat die wil doen. Nou sê hy vir sy ma, wat het ek met u te doen? Wat se verband is daar? My uur het nog nie gekom nie. Nou wat het dit te doen met die behoefte aan wyn wat tekort kom op die bruilof? Jy sien dadelik gee Johannes vir ons die uitnodiging, die sleutel, die wenk. Hierdie gedeelte gaan nie net oor tekens nie. Dit gaan oor die heerlikheid van Yeshua wat geopenbaar moet word. Wat is die heerlikheid? Johannes 1:14 het hy gesê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Nie vol tekens en sensasie nie, nie vol opwinding nie, genade en waarheid. So wat is die heerlikheid, die genade en die waarheid wat in hierdie gedeelte geopenbaar word? Voordat ek daarby kom, gaan ek hier so klein bietjie help. Ons kyk gou nog na 4 ander in hierdie hoofstuk 2 tot 4. Dit wat nie was nie, maar nou is. In dieselfde hoofstuk 2 is dit die reiniging van die tempel. Kyk gou of dit daar in julle Bybels is, hoofstuk 2 vanaf vers 13, Yeshua reinig die tempel. Wat was? Daar was 'n tempel. Hoe lank was hy daar? Wel, Dawid het al 'n tempel, die materiaal bymekaar gemaak, Salomo het gebou, dit was vernietig met die ballingskap. Daar was weer 'n tweede tempel gewees. En ons lees daarvan in Esra en Nehemia se tyd. Dan is daar weer nuut gebou in die tempel in Herodes tyd, 46 jaar. En almal het hier die tempel en sy gebruike hoog geag. Maar wat kom sê Yeshua? Hoofstuk 2 vers 19. Yeshua antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Judeërs sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en sal u dit in 3 dae oprig? Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Merkwaardig. En die water en wyn, daar was 6 kanne vol water, of 6 kanne volgens die reinigingsgebruike. Dit het te doen met die Levitiese orde. Dit het te doen met reiniging. Bietjie nader, volgende gedeelte, 'n tempel. Hulle godsdiens was gesentreer, was geopenbaar vanuit die tempel. Yeshua sê breek hom af. Hy het nie van die tempel gepraat, hy het van sy liggaam gepraat. Want sy liggaam is die ware tempel. Dan spesifiek die derde een wat baie belangrik is Yeshua se gesprek met Nikodemus in hoofstuk 3. Wat ken ons? Die gewone geboorte van 'n kind. Wat sê Yeshua wat moet gebeur? Johannes 3 vers 3. Yeshua antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy sien tekens, maar jy sien nie die heerlikheid nie. Hier is 'n derde ding wat nie altyd was nie, maar wat nou is, wedergeboorte, om weergebore te kan word, om iets te kan sien, te kan beleef, te kan ervaar, om in die koninkryk van God te kan ingaan, en dan die hele gesprek oor die wedergeboorte. Die vierde ding is baie belangrik, of baie eenvoudig. Hoofstuk 4 is Yeshua in gesprek met 'n vrou. Kyk gou in julle Bybels, Johannes 4, vers 5. Yeshua kom by 'n stad van Samaria, wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seuns Josef gegee het. Grond, fisies, is belangrik. In die Ou Testament was erfgrond belangrik. Ons het vanoggend 'n psalm gesing. Ek wonder hoeveel van julle het geweet wat hy sing. Psalm 108. Het julle so gefokus om net die goed reg uit te spreek? Gilead, Moab en Filistia. Weet julle waar is dit? Dis belangrik. Grondgebied was belangrik. Daai psalm besing die fisiese met die heenwyse na die geestelike. Nou hier was Yeshua in die noordelike gebied van die land, Galilea, Samaria verskoon.
Nou die grond wat Jakob gegee het, was belangrik. Ons sê baie keer in Afrikaans, jy aanbid die grond waarop iemand loop. Nou daar waar Abraham iets gedoen het, of waar Jakob iets gedoen het, was belangrik, dit was bakens. Ons het nou nog monumente, bakens in ons geskiedenis, van waar goed gebeur. Hier is 'n spesifieke put, die put wat Jakob gegee het. En dit is belangrik vir die vrou. Joshua vra vir haar vir water, en hy sê vir haar, as jy weet wie met jou praat, sal ek vir jou water gee, wat jy sal nooit weer dors kry nie. En sy sê vir hom, en ons lees bietjie van vers 11, die vrou sê vir hom, meester, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Hoor die fisiese, Jakob het self uit hierdie put gedrink. Sy kinders, sy vee, hierdie put is belangrik. Waar kry u hierdie water wat u beloof? Iets niets. Hierdie wat ons het, die tasbare, die fisiese. Dis ons alles. Dis ons belangrik. Dis wat ons ken, dis wat ons kan sien. Joshua sê nee, vers 13. Joshua antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van die water wat opspring tot in die ewige lewe. En dis heerlikheid. Dis die heerlikheid wat Joshua gekom het om te openbaar. Nie fisies water nie. As jy in my glo, soos die skrif sê, Johannes 7 vers 38-39, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. So kom ons vat ons gedagtes saam. Die eerste ding in Johannes 2 is daar 'n reinigingsgebruik, daar's gebruike, vasgestelde verordeninge, klipkanne staan daar, so terloops, die 6 klipkanne saam, so 7 tot 800 liter, as hierdie kanne saam sit, sy inhoud, is groot klipkanne gewees vir die reinigingsgebruike. Joshua, daar's iets spesifiek en ons gaan daarna terugkom, wat hy sê wat hier staan, maar wat hy gaan verander. En dan die tweede ene is, julle is gewoond in die tempel, maar my liggaam is die ware tempel. Die derde ene is, julle ken gewone geboorte, maar as jy nie weergebore is, nie gebore nie, kan jy die koninkryk nie sien nie. Die vierde een, julle egwaar dan hierdie put van Jakob, en dis belangrik, die stuk grond, maar hy sê, die seun vra, en hy gee vir jou sy heerlikheid, drink jy water van die lewe. Die vyfde ene, selfe gesprek, die vrou gaan weer oor waar moet ons aanbid. En ons sien in vers 20, sy sê vir Joshua, ons vaders het op hierdie berg aanbid, dis daar by Gerizim, in Samaria. Daar was 'n groot geveg tussen die Samaritane om hulle eie godsdiens daar te begin, met rede. Ons vaders sê, hierdie berg het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Fisies, ons kan daartoe ry, ons kan daartoe vlieg, ons kan gaan kyk, daar's 'n fisiese berg, Jerusalem of Gerizim. Joshua sê vir haar vers 21, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg of ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Judeërs, Joshua kom uit Juda. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. En die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees. Die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Vanoggend die oproep, kennis van sy heerlikheid. Dit is so maklik om in godsdiens te verval, wat let op die sienlike. Dit was hoe dit was. Dit is hoe die Ou Testament geopenbaar was. Sienlike put, sienlike tempel, sienlike berg, Jerusalem, waar aanbid moet word. Wat is die openbaring van Joshua? Wat is dit wat ons moet raak sien? Die teken of die heerlikheid? In hierdie boek Johannes sê spesifiek
Daar was baie tekens, ek wil dit gou vir u lees. Johannes 20 vers 30. Nog baie ander tekens, sienlike tekens, tasbare tekens, wonderwerke, het Yeshua voor sy disippels gedoen, die van die wat blaai, Johannes 20 vers 30 en 31. Dis nou aan die einde van die boek. Johannes gee die rede hoekom hy die boek geskryf het. Hy gee vir ons 'n bietjie verduideliking. As jy belangstel om te verstaan wat jy lees, is hierdie 'n sleutel, is belangrik. Johannes sê, Johannes 20 vers 30, nog baie ander tekens het Yeshua voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Yeshua die Messia is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe in sy naam kan hê. Nou wil ek so ver gaan om vir u te sê, as u net glo, Yeshua het die water in die wyn verander, is dit maar nog net die teken, is dit maar nog net die sienlike. Maar die heerlikheid wat daar rondom gaan, wat hy kom openbaar het, dit is dit wat ons in die geloof laat wandel, nie deur in 2 Korintiërs 5 vers 7, ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie. Ware geloof wat red, word gevoed wanneer jy Yeshua sy heerlikheid aan jou geopenbaar word. En nie net oppervlakkige, ek ken die boeke van die Bybel se naam. Ja, dit is baie belangrik en ons leer dit vir die kinders. Ons groot mense wat dit nog nie ken nie. Maar dit gaan meer as net godsdiens. Kennis van sy heerlikheid. Oom Gustaf het dit so mooi gebid vanoggend, dat ons vervul kan word met die kennis van sy heerlikheid. Nou kom ons gaan terug na die water en wyn. Wat beteken dit dan? Dit is kosbaar. As Yeshua sê, my tyd het nog nie gekom nie. Die hele wonderwerk het te doen met sy offer wat hy moes bring. Hy gee vir ons die sleutel. U en ek sou dit nooit kon aan mekaar verbind. Sy ma vra maar net, bring nog, maak wyn, of hier's 'n probleem. Hy sê, my tyd het nog nie gekom nie. So wat kom met sy tyd? Wat bring hy? Hy bring nuwe wyn, met sy offer. Hy bring daardie kosbare offer, as Yeshua in Matteus 26, en ek wil hê ons moet soontoe blaai, ons lees dit altyd met nagmaal, en hier is die konneksie met wyn, wat stel dit voor, waarvan getuig dit, Matteus 26, as hy ma vra vir wyn, dan gebruik Yeshua dadelik die geleentheid, om die ware betekenis van wyn te gee. Is dit vir u vreemd? Is dit die eerste keer dat Yeshua dit doen? Dit is miskien die eerste keer, maar dit was nie die laaste keer nie. Want 'n bietjie later het sy disippels gaan brood koop. Fisies brood, hulle was honger, in 'n dorpie. En hulle kom terug en Yeshua sê, ek het ander brood om te eet waarvan julle nie weet nie. Hulle praat, waar het hy nou brood in die hande gekry? Wie het vir hom brood gebring? Hy sê, my voedsel is om die wil van die Vader te doen wat my gestuur het. Dit is hoe Yeshua hom openbaar. Hy vat die fisiese en hy openbaar sy geestelike heerlikheid. En dieselfde met hierdie water en wyn. Wat hy hier gesê het is, ek gaan wyn bring en ek gaan vir die volk voed met wyn. Want die Ou Testament het geprofeteer, die koring en die mos en die olie sal oorvloedig vloei op die berge van Israel. En mos, die vars druiwesap, hoe sal dit vloei? Rekordoeste vir die boere? Nee, glad nie. Matteus 26. Wat is die wyn wat oorvloedig sal vloei? Wat is die wyn wat ons sal ryk maak? Yeshua neem die beker, vers 27, Matteus 26 vers 27. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Sien, in die Ou Testament kon jy met water jouself reinig. Jy kan jou hande was voor jy eet. Jy kon jou gewete sis met water. En dit was 'n gebruik gewees. Ons weet, Johannes die Doper het ook met water gedoop. Maar Yeshua kom, en hy klipkanne word tot bo toe gevul. Ek weet nie of u dit met detail lees nie. Party van ons lees net die hoofpunte, maar as jy die detail gaan lees, hy klipkanne was tot bo toe vol gemaak
Dit is volbring. Daai tydperk wat volgens reinigingsgebruike met water gereinig is volbring. En Yeshua sê, skep nou uit, daar's 'n nuwigheid. Ek, deur my heerlikheid, verander ek. Ek volbring, ek openbaar goddelike reiniging deur my bloed. Drink uit die beker. En dis hoekom Yeshua in die einde van Matteus 26 sê, kon sê, drink hier uit. Want dit is die aand van die offer. Maar in die begin van die evangelie Johannes 2, toe sê hy vir sy ma, my tyd is nog nie hier nie. Kyk 'n bietjie die van u wat moeite doen met Bybelstudies, hoe die Bybel geskryf is in temas. Kom ons kyk gou hierdie tema rondom my uur, my tyd. Ons vat as vertrekpunt Johannes 2, waar Yeshua dan vir sy ma sê, my uur het nog nie gekom nie. En ons kyk na nog 'n teks, Johannes 7. Ek weet, party van ons is lief vir lees, Afrikaanse poesie en prosa. En wanneer is 'n stuk goed? Wanneer daar literêre meganismes ingebou is. Wanneer jy kan agterkom hierdie persoon het 'n logiese vloei. Daar is iets wat gesê word en jou gedagtes word gebind, ensovoorts, ensovoorts. En ons doen dit en ons is krities en ons kyk daarna as ons literêre stukke van ons taal lees, maar wanneer ons Bybel lees, dan mis ons dit, want ons lees net klein stukkies. En ons mis die geheel. Dit is 'n boek gewees, dit was 'n eenheid. So, temas is een manier om die leser te lei, aan te gryp, om 'n saak te openbaar. Nou, Johannes 2 het mos gesê, my uur het nog gekom, nou Johannes 7. Yeshua se broers is, die ongeloof van sy broers, en vers 6, toe sê Yeshua vir hulle, my tyd is nog nie daar nie, maar julle tyd is altyd daar. Dit gaan daaroor dat die mense, fariseërs het al planne gemaak om Yeshua dood te maak, en sy broer sê, hy moenie na die fees toe gaan nie, dis 'n hoë risikoplek, hy kan gevange geneem word. En Yeshua sê vir hulle, julle tyd is altyd daar, maar my tyd is 'n vasgestelde tyd. Dis binne die raadsplan van Jahwe. Daar's 'n uur vir my bepaal. En Yeshua weet presies wanneer is daai uur. Kan dit in sy optrede sien. Ons vat die volgende vers 30, Johannes 7 vers 30. Toe probeer hulle hom gevange neem. Sien die menslike poging. En niemand het dit die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Die uur van Yeshua is die uur wat hy die offer moes bring. Johannes 8 vers 20. Ek is in Johannes, is dieselfde boek. Hier's 'n tema, merk hom. Johannes 8 vers 20. Hierdie woorde het Yeshua gespreek by die skatkis, terwyl hy in die tempel geleer het, en niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Dit is so belangrik om te besef, alles is in Jahwe se beheer. Alles is volgens sy plan. Niks kan gebeur, as hy dit nie beskik en bepaal, en vooruit bepaal het nie. Daar was 'n uur van Yeshua se offer. Johannes 12 vers 23. Ek hoef nie hierdie tema te forceer nie, hy's welig, hy's ryk. Kyk in die Bybels. Johannes 12, 23. En nou sal jy agterkom, dit is ook hoe hulle dit opdeel. Daar was die wonderwerke met lering, die openbaring van Yeshua, en vanaf hoofstuk 12 af, jy sal sien die intog van Jerusalem het nou net plaasgevind, en die intog in Jerusalem is presies net voordat Yeshua aan daai week gevloekhout sou word. Dit is baie naby in tyd aan die Pasga. En nou sê Yeshua, Johannes 12, 23, maar Yeshua antwoord hulle en sê, die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Aan die ander woorde, hy sal sterf, hy sal opstaan en oorwin. Johannes 13 vers 1. Jongspan, op watter fees is Yeshua gevange en geneem en gevloekhout? Watter fees moes die lammetjie geneem word en geslag word? Die Pasga. Nee, want Yeshua is die Pasga lam. So ons lees in Johannes 13 vers 1, en voor die fees van die Pasga het Yeshua, omdat hy wist dat sy uur gekom het,
dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader. En omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. Met ander woorde, dit is nou die maaltydtyd, dit is die aand voor die tyd, hy sou, die uur het gekom, 'n tydperk. Nie fisies op die horlosie so uur nie, daai tyd, daai spesifieke tyd. Woord praat baie keer van die dag van Jahwe, hier is 'n spesifieke uur waarin hy sou sterf. Nog so teks, verskoon, Johannes 13 vers 1 het ons gelees. Met ander woorde, as ons terugkeer na ons geleesde gedeelte, en daarmee wil ek dit saamvat, dat as Yeshua sê, my uur het nog nie gekom nie, dan verwys hy definitief, dat hierdie wyn wat verwag word, wat verlang word, is sy bloed, dis die bloed van die Nuwe Testament, wat uitgestort word vir vergifnis, dat reiniging, volmaakte heiliging, volmaakte wedergeboorte, hoofstuk 3, volmaakte aanbidding, ware tempel, ek vat nou daai hele gedeelte van hoofstuk 2 tot 4, 'n ware verhouding met hom, lewende water wat uit jou binneste vloei, is uit Yeshua en deur hom en tot hom. Iets wat die mense nie geken het nie, iets wat sy tydgenote nie verstaan het nie, maar Johannes 1:14 sê, hy het vlees kom word, en hy die heerlikheid openbaar. So in praktyk, as ons in vorige 2 boodskappe vir mekaar gesê het, ons moet kennis van sy heerlikheid kry. Kennis van sy heerlikheid verander ons. Wat verander ons? As jy hom ken, sê die liedjie, as jy hom ken, sal daar vrede wees in jou hart. Die bediening van versoening, die ware begrip van die nuwe verbond, ware begrip van wie ek is. Ek leef nie meer nie, ware begrip van wat is die huis van Jahwe, om sy heerlikheid te sien vir wie en wat hy is as die Messia, die koning van vrede, bring in sy heerskappy, vir in my lewe, 'n onderwerping aan sy heerskappy, aan sy vrede, aan sy goddelike regering. So baie Israeliete soek daai fisiese regering, wat Yeshua ons kom leer van, kyk ek maak alles nuut. 2 Korintiërs 5:17, as iemand 'n Messia is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. Wat het vir jou nuut geword? Wat het vir jou nuut geword? Ek wil vir die gemeente vra. Wat is die effek van Yeshua se heerlikheid? Hy sê ek maak alles nuut. Wat is die nuutwording in hom? Wat ervaar ons? En die nuutwording lê 'n nuwe skepsel wat rein en heilig sonder gebrek voor hom mag staan, 'n nuwe lewende weg, Hebreërs 10, waarop ek kan toetree tot hom, in 'n nuwe verbond, skoon op grond van sy voorneme. Alles het nuut geword. My verhouding met hom, my identiteit, my roeping, my doel op aarde, my hele bestaan, hoekom ek 'n pa in die huis is, hoekom ek 'n ma is, hoekom ek alles doen, my redes verander. Want ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef vir hom wat die water in wyn verander het, wat die ou gebruike en alles vervul het en vir ons nuwe lewe gegee het. Dit mag dalk 'n moeilike boodskap wees, maar dis die woord van Jahwe. En as ons nie alles verstaan nie, kom ons vra Jahwe om ons 'n beter toewyding te gee, om met sy woord met meer respek en toewyding en geloof om te gaan. En as hy vir ons ietsie van homself openbaar, dit te glo, want dit is hoekom hy ons homself van ons openbaar, sodat ons kan glo. Daar's baie tekens gewees. Die mense wat die apokriewe geskryf het van die Nuwe Testament, was nie tevrede met die hoeveelheid tekens en wonders wat hier opgeskryf is nie, is maar skaars 40 opgeskryf. En hulle het ook 'n klomp geskryf om nuwe kennis, nuwe geheime kennis te openbaar van Yeshua. Dit is nie nodig nie. Dit was dwaallering. Hierdie dinge is geskryf. Vra vir Vader om ons te laat stilstaan by een spesifieke wonderwerk en nie net die teken te sien water en wyn nie, maar die diepte. Drink jy water uit reinigingsklipkanne wat deur die gebruik daar staan, of het Yeshua al in jou lewe werklik waar die verbond openbaar? Jy kan by sy bloed al jou reiniging, 'n skoon gewete, volmaakte verlossing kry. Of probeer jy nog die reinigingsgebruike jou eie lewe self, myself te paai, ek is goed genoeg en ek het dit gedoen en
dis fariseer, dis gefeinsheid. Drink van die water wat hy gee uit sy put, sy liggaam, sy bloed, die brood van die lewe. Kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader Jahwe, ons sê vir U dankie, dat U liefde aan ons bewys het, dat Yeshua sy heerlikheid verlaat het, en met ons kom wandel het, God met ons, Immanuel. Dankie dat Yeshua nie net tekens en wonders gedoen het, maar ook daarby homself openbaar het, sy waarlike sending, sy goddelike sending, sy heerlikheid. En ons behoefte is om deur U aangeraak te word, verligte oë van die verstand, dat ons kan sien en werklik waar verstaan. Wat het Yeshua kom doen? Wat het hy openbaar? Dankie dat ons in hom 'n tempel is vir U. Dankie dat ons U in gees en in waarheid kan aanbid. Dankie dat U Uself op 'n spesiale manier in ons lewe openbaar, ook wanneer dit met ons moeilik gaan, as ons beproewing het en verdrukking het. Vader, dit is ons grootste begeerte om U te ken, om werklik waar geestelik te groei en in die liefde geworteld te wees, die breedte, die hoogte, die diepte, die lengte te ken en standvastig te wees, en nie deur elke vreemde wind van lering rondgeslinger te word nie, maar in Yeshua te verrys tot 'n heilige tempel, 'n woning van U in die Gees. Help ons gemeente om te groei. Help ons om van die melk na die vaste spys te groei. En help ons dat ons ook daai begeerte sal hê om mekaar aan te spoor. Kom, huis van Jakob, laat ons wandel in die weë van Jahwe. Laat ons dit najaag om hom te ken. In Yeshua se naam. Amen. Kom ons staan en hef ons die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.